Ek is baie dankbaar om weer 'n keer saam met u in die huis te wees. Dit is so wonderlik om te dink dat jy stap by iemand se deur in sonder om te klop. Al is die deur gesluit en die vensters toe en die alarms aan, kan ek instap binne in jou sitkamer of binne in jou slaapkamer of waar jy ook al jouself bevind, om met jou so 'n bietjie 'n paar dinge te deel wat van groot belang is. Ek is Kai Bekes en ek staan in die hoof van die El Shaddai bediening en ons is besig met die gebedskool aanbieding hier op Kruiskyk om van ons mense 'n bietjie te help om te leer om reg te bid en hoe om te bid. Nou ek sê weer 'n keer, ek wil u nie kritiseer nie, ek wil u nie sleg maak nie, ek wil u nie aanvat nie, ek wil net vir u 'n paar dinge vertel wat die Here vir my oopgemaak het, wat ek gevind het vir my baie belangrik is. Nou ek het nou al 'n paar aspekte van gebed deurgegaan en ek wil nou vandag oor 2 ander aspekte van gebed deurgaan, die vurige gebed en hoe 'n mens God kan vra. Hoe vra 'n mens vir die Here? Wat mag mens van die Here vra? Nou die vurige gebed wil ek vandag vir u sê dat dis nie hoe vinnig jy bid nie. Dis nie hoe hard jy bid nie. Dis nie hoe groot, as ek die Engelse woord mag gebruik, performance jy lewer nie. Dit gaan nie oor die uiterlike nie. Maar die vurigheid van 'n gebed word eintlik bepaal deur die mate van die vuur van die Heilige Gees wat binne in jou is. Nou Jakobus 5 vers 16b sê dat die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Nou dink baie dierbaar is en ek verstaan dit. Ek kom ook daardie pad langs dat as jy nou vir iemand bid en jy skreeu hard in die naam van Jesus, dan dink hulle nou gaan daar iets gebeur. Dis nie hoe hard jy die naam van Jesus uitroep nie. Dis nie hoe groot aanslag jy amper op die persoon en amper om aanval met jou liggaam nie. Maar die vurige gebed wat groot krag het, is daardie gebed wat iemand gedryf deur die vuur van die Heilige Gees kan bid. Nou Matteus 3 vers 11 sê dat die Here sê julle doop. Hy praat daar toe Jesus gedoop was, sê ek doop wel met water, maar hy sê julle doop met die Heilige Gees en met vuur. In Handelinge 2, die tweede hoofstuk, gebeur dit ook dan in die oppersaal, dat toe daardie klompie mense, 120 van hulle in die oppersaal saam, eendragtig saam is, toe kom die Heilige Gees in daardie plek in soos 'n rukwind, en hulle sien hoe dat tonge van vuur op hulle verdeel en op hulle koppe brand 'n vlam. Man, dit moes seker 'n wonderlike gebeurtenis gewees het. So dit bitter graag wou sien. Maar dis nie wat ons kan sien nie, maar wat belangrik is. Het u geweet dat mense wat gevul is met die Heilige Gees. Ons praat baie keer in die normale spreekterm, gedoop is met die Heilige Gees. Of in die Heilige Gees gedoop. Dat daar 'n vuur in daardie Gees van God is. Jy weet toe Elia daar op Karmel, 1 Konings 18, daar teenoor die priesters van Baal en die priesters van Asjera staan, en hulle het nou gekyk, watter God is God? En die priesters van Baal het nou die os geslag, die bil geslag en op die altaar gesit, en toe begin hulle roep na hulle God, en hulle self, die Bybel sê, 'n stuk in gekerf, dat die bloed het gespuit, soos wat hulle self gekerf het, om hulle God se aandag te trek. Maar dat niks gebeur nie. En toe Elia gekom het, en sy bil op die altaar, het eers God se altaar herstel, dit is baie belangrik, hy het God se altaar herstel, en toe het hy die bil opgesit, en water oorgegooi, en voor rondom die altaar, vol water, en al die goed gedoen, om die vuur te probeer keer, en toe hy sê, Here, antwoord my, toe antwoord die Here met vuur, wat die hele offer, die hele bil opgebrand het, en verteer het, en die water opgeslurp het, en verdroogd, alles opgetrek het. God is 'n verterende vuur, sê 'n ander skrif. So die vurige gebed van die regverdige, luister mooi, die onregverdige kan nie 'n vurige gebed bid nie, want 'n onregverdige
kan nie die doping in die Heilige Gees ontvang nie, want die Bybel sê, die Gees wat die wêreld nie kan ontvang nie. En die onregverdig beteken nie, ek het onregverdige wins gemaak op iets nie. Ek word geregverdig in Jesus Christus. As ek hom in my het, dan is ek 'n regverdige, want ek word geregverdig deur die inwoning van Jesus in my lewe. Nou as ek die regverdige is, en ek het gedoop met die Heilige Gees, met die vuur van die Heilige Gees, dan sê die woord, die vurige gebed van die regverdige, die man wat gered is, wat sy lewe aan God toegewy het, wat op bekering gekom het, Jesus in sy lewe ingenooi het, en hy is gedoop met die Heilige Gees. Daardie twee saam, die inwoning en die doping in die Heilige Gees, maak dat 'n regverdige vuurlik kan bid. Ek sê weer, dis nie die spoed en die hardheid van die gebed nie, maar daardie twee persone, die Seun en die Heilige Gees in sy lewe, dit maak dat daardie persoon 'n vurige gebed kan bid. En nou sê die skrif in Jakobus, hy sê dat die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En ek wil u vandag net daarop 'n bietjie herinner. Baie van u wat nou luister sê, ja, ek het op bekering gekom, ek is gered, ek is geregverdig in Jesus, ek is gedoop in die Heilige Gees. Dan wil ek vandag vir jou sê, dat jy het die vuur wat God van praat vir die vurige gebed. As ons net daarvan bewus kan word, en die doel van die lering vandag, is net bewusmaking van waarhede van die woord van God, wat u reeds in besit het. As ons net kan wegkom van daardie verskriklike dooie posisie waar jy kan sê, ag ek is eintlik niks nie. Eintlik is ek maar nederig, en eintlik ek is nog nie 'n prediker nie, ek is nog nie 'n pastoor nie, of ek is nie eens op die kerkraad nie, pastoor. Ek is ook nie 'n ouderling nie. Ek is maar net 'n lidmaat, pastoor. Ek gaan maar kerk toe en die einde van die maand gee ek my tiendetjie en Sondag gee ek my offertjie en ek is maar gelukkig. Ek wil jou so graag uit daai sloot uittrek, hoor, dat jy kan uitkom en kan besef, man, jy is iets meer. Weet jy wat sê die Bybel in Johannes 4 vers 4? Hy sê, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Jesus maak 'n belofte. Hy sê, en ons sal by julle kom woning maak, in Johannes die 16de hoofstuk. Ons sal by julle kom woning maak. As God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees in jou woon, is jy nie meer 'n gewone mens nie, hoor. Die woord van die Here sê, in 2 Korintiërs 5:17, hy sê, dat al die ou dinge het verbygegaan. Ons is 'n nuwe skepping. Ek net so 'n bietjie praat oor die skepping. Dink net bietjie in die skepingsverhaal in die begin van die woord van die Here in Genesis. Sê God het 6 dae gewerk en die 7de dag het hy gerus. Nou kom 2 Korintiërs 5:17 en hy sê, ek wat uit Christus gebore is 'n nuwe skepping. 'n Skepping wat na die 6de dag en na die 7de dag gemaak is. 'n Nuwe skepping. En daardie skepping is, ek is in Christus gebore, ek is ingeënt in die ware wynstok. Ek is deel van die sap van sy heerlikheid in my. Ek is deel van sy vuur in my. Die bron van die vuur van Karmel is binne in my, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die bron van die wolkkolom wat vir die volk uitgetrek het, toe Egipte uitgetrek het, is binne in my en binne in jou. Die volk, die oorsprong van die volk van die Here se vuurkolom wat in die nag voor uitgetrek het, is binne in ons. En daardie wolkkolom en daardie vuurkolom, daardie teenwoordigheid van die Here maak dat 'n mens 'n vurige gebed kan bid. Al bid jy stadig soos wat jy kan kry, of al bid jy so vinnig as wat jy kan kry, dit maak nie verskil nie. Net die bewustheid en die wete en die geloof dat dit is binne in my. Kan ek net vinnig iets hier aanhaal oor die geloof? Weet jy, geloof in Hebreërs 11 vers 1 word beskryf is die vaste vertroue op dit wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Nou, in my Afrikaanse taal, daai is nie vir my verskriklik baie mooi duidelik nie, hoor. Maar kom ek gaan vir dit bietjie makliker maak. Weet jy, 'n mens lees die Bybel of enigiets anders vir daardie saak en jy besluit en jy oorweeg dit. Glo ek dit wat ek daar gelees het? As jy die Bybel lees en jy sê, ek glo dit, ek is 'n nuwe skepping. As jy dit glo, as jy glo dat die Here se krag in jou is, dis wonderlik.
Maar Jakobus 2 sê, dat die geloof sonder die werke is dood. So as jy iets glo, moet ek, in die dinge wat jy doen, moet ek kan sien dat jy glo. Want Jakobus sê, ek sal uit my werke jou, my geloof toon. Maar wys my uit jou werke, jou geloof. So ek kan, met dit wat ek doen, kan ek sien of ek glo. So ek sê, as jy sê jy glo die Bybel, en jy doen wat jy sê jy glo, dan is jy in die geloof. As jy in die geloof is, kan jy vuriglik bid. Want as jy glo dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees in jou woon, as jy dit kan glo, en op grond daarvan kan optree, Jesus sê, die dinge wat ek doen, sal jy ook doen, en groter dinge as dit sal jy doen. Ons gaan later weer daaroor praat, want ons kom met die gesagsgebed en die profetiese gebed, maar ek het gevoel om dit net hier in te bring, dat jy kan, en ek kan sê, as jy vir my kan sê, ek glo die Here is binne in my. As jy vir my kan sê, jy glo dit, wonderlik, as jy dit kan glo, wys my die werke van die geloof, en begin daardie vuur wat God binne in jou geplant het, by die doping in die Heilige Gees, met jou redding, begin daardie vuur aanwend, om groter dinge gedoen te kry, as wat jy kon bid, of kon dink, of kon droom. Want elke kind van die Here het dieselfde reg. Daar is nie meer reg vir 'n pastoor, of vir 'n dominee, of vir 'n reverend, of vir wat hulle ook al sy naam is nie. Daar is nie meer reg vir my, as vir enige iemand anders nie. Elke kind van die Here het dieselfde reg, en dieselfde krag. Ek wil so 'n bietjie verder gaan. Die vurige gebed, en wat ek nou van u wil praat, is oor die vraaggebed. Ek glo u verstaan wat die vurige gebed aanbetref, dat dit reg is. Nou baie mense sê, ek het so die Here gevra, maar die Here het nie vir my gegee nie. Nou weet baie mense het 'n probleem met dit, dat ons dink, ons kan die Here opdragte gee. Ons kan nie vir die Here opdragte gee nie. Ons kan nie God beveel nie. Ons is diensknegt, hy is God. Maar as dinge wat ek van die Here kan vra, en dan is daar dinge wat ek self moet doen, hy gee my die gesag om dit te doen, ons sal weer daaroor 'n bietjie later praat, by die gesagsgebed. Maar as maniere wat ons van God kan vra, en dit sluit aan by wat ek gesê het oor die vurige gebed. Ek weet, as hier nou 'n man in die straat afry met 'n kar, en hier is 'n doodloopstraat, en hy kom aangejaag teen 250 km/h. En hy kan nie vinnig genoeg stop, en hy ry dwars deur die heining, binne in die ouens se slaapkamer in, en op slag dood. Dan kan die mense sê, hy het gevra vir moeilikheid. Jy kan nie in hierdie straat so vinnig ry nie. As jy so vinnig hier ry, dan vra jy vir 'n ongeluk. Nou die vraag wat 'n mens vir die Here kan vra, is baie keer dieselfde begrip. Jy vra uit jou werke. Jy doen die werke van die geloof, maak dat God sien dat jou behoefte is. Al sê jy niks nie, kan jy die Here vra net deur jou optrede wat jy doen. Jy weet, ek het gevra, Here het my nou gesê, ek moet nou op kruiskyk praat, en het kos soveel, 'n bedrag geld. Iemand nou vir my voorsien, en toe leer ek iets, dat as jy besig is om 'n opdrag van die Here uit te voer, sal die Here in elke opsig vir jou voorsien in dit wat jy nodig het om daardie opdrag uit te voer. Jy hoef amper nie eers te vra nie. Maar dat ek net vertel, ek sit die oggend by my huis en ek het 'n kontrak op my selfoon en ek dink by myself, ek wonder die ligtyd op die telefoon is seker amper klaar want ek het hom baie gebruik die maand. En ek sit met die telefoon in my hand en ek kyk om tog ek moet nou ingaan op die telefoon en kyk hoeveel ligtyd het ek oor. Maar terwyl ek om my hand het, kry ek 'n boodskap, 'n SMS. Ek maak dit oop en ek lees. Toe iemand vir my R110 ligtyd ingesit op my foon. Ek dink, ja, dis my openbaring, hoor. Ek het net aan dit gedink, man. Ek het nog nie gevra nie. Ek het net gedink en hier kom dit. En toe dink ek, wel, dit werk. Kom, ek gaan nou dink aan die geld wat ek nodig het om op kruiskyk te kan bedien, want het kos nog al 'n paar rand. En ek dink aan dit. En weet jy, God wat jou hart ken, die Bybel sê, hy is die kenner van die hart en die proewer van die niere. God ken my hart, hy ken my gedagtes. Ek het nie my mond oopgemaak om te vra nie. En weet jy, boonbehalwe 'n paar individue wat my maandeliks gaan borg om op die kruiskyk te wees, kom daar een persoon, 'n sakeman, en hy betaal die spesifieke bedrag wat hy nodig het om op 'n kruiskyk vir die maand te betaal,
die voor 1 maand se bedrag en die deposito, en ek betaal daardie bedrag in my bankrekening in. En ek sê, man, hoe het ek gevra? Ek het gevra net deur toe ek sien hoe dat die Here antwoord op my gedagtes. So dis nie altyd wat jy met die mond vra, wat maak dat die Here jou antwoord nie. Nou, jy weet, Jakobus sê, dat die geloof sonder die werke is dood. Nou dink jy, ek gaan op 'n werk, ek gaan nou in die geloof lewe, ek gaan op die stoep sit, ek gaan nou lekker my plakkies aantrek, en ek gaan my vrou kan vir my koppie tee bring, en ek gaan bietjie lekker sit en lees, ek gaan nou die Here vertrou, ek gaan nou in die geloof lewe. Ek wil vir jou goeie raad gee, moenie dit doen nie, want jy gaan honger word, nie baie ver daarvandaan nie. As die Here vir jou 'n opdrag gee, sal hy voorsien in elke behoefte. Maar moenie dink jy gaan op 'n werk omdat jy lui is, en nog in jy bestoep sit, en nog gaan ek die Here vra, o Here, ek is nou nie geloof voorsien vir my nie. Jy gaan niks kry nie, hoor. Jy kan maar vergeet, jy gaan nie, die Here gaan nie vir jou sorg nie. Hy gaan nie. Sê, eerste pastoor, hoe kan jy so seker sê? Want ek weet, dis nie hoe geloof werk nie. As jy iets van God vra, daar's dinge wat jy kan vra. Jy kan hom vra om jou te red. As jy voel jy is verlore, kan jy sê, Vader, of Jesus, ek wil hê met my sonde wegvat, kom woon in my in, ek gee my lewe oor aan die Here. Jy vra vir redding met jou mond. Jy moet met die mond bely. Die woord sê, dat jy bely met jou mond, en dan kan die Here jou red. Dan kan jy vir wysheid vra. As jy 'n probleem het, as jy te veel skuld gemaak het, en ek het dit al genoem, dan kan jy nie sê, ek het my skuld toe vir die Here gegee, die probleem vir die Here gegee, glory, halleluja, ek het my probleem vir die Here gegee. Het werk nie so nie. Jy kan vir die Here vra, Here, ek het 'n probleem opgetel met my werking, met my geld, of my besigheid, nou vra ek vir wysheid, om dit reg te kry. En as die Here vir jou die wysheid gee, jy kan daarvoor vra, omdat jy dit nodig het. Hy sal, die woord van God sê, dat as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God afvra, want hy gee aan elkeen sonder om te verwyd. God gee vir jou wysheid, as jy hom vra. Maar daar's 'n ander maniere. Ek loop eendag in my eerste gemeente in Sasolburg. Nou kom ek en my vrou, ek het R50 in my sak. Dit is nou 30 jaar terug, so R50 was daai nog 'n paar rand werd. En nou loop ek in my R50, nou gaan ons ietsie koop. Haar ouers kom kuier vir ons, en daar's nie eintlik veel baie kos in die huis nie. Nou loop ons daar in Checkers daai dae, en dan gaan ons kos koop. En in die ry sê die Gees van die Here vir my, ek moet die R50 vir my swaar gee wat in Middelburg bly. Nou skakel ek om, gaan huis toe, daar was nie selfoon in daai jare nie, skakel om, sê, hoorie, ek moet nou hierdie geld in jou rekening inbetaal, wat jou rekening om, maar hy sê, nou, hoekom is dit? Ek sê, nee, die Here het gesê, ek moet vir R50 gee. Hy sê, ag, Kai man, ek het nie dit nodig nie, moet jy dit doen nie. Ek het meer as genoeg. Ek sê, man, ek weet dit, ek weet jy is baie meer as genoeg, maar ek moet gehoorsaam wees aan die Here. En weet jy, R50 sou ons nie kon deurdra vir daai dag nie. Maar ek betaal daai R50 in sy bankrekening in. Voor die son sak, toe gee iemand klop my voordeur, geef my R500, toe het ons genoeg geld om die goedjies te gaan koop wat ons nodig het om my skoonouers vir die naweek te ontvang en te onthaal. So die werke wat ek gedoen het, ek het eintlik iets gedoen. Gehoorsaamheid is 'n werk van geloof. As jy gehoorsaam word aan die Here, dan vra jy eintlik die Here om jou finansiëel, geestelik of gesondheidsgebied te seën. Gehoorsaamheid is die grootste sleutel om by God te ontvang. Maar dan moet jy 'n opdrag hê. Jy kan nie gehoorsaam wees aan iets as jy nie 'n opdrag het nie. En die woord van God is vol opdragte. As jy dit maar net gaan uitvoer, dan gaan jy sien hoe dat die Here vir jou voorsien om daardie opdrag uitgevoer te kan kry. Jy weet, ek daar in Middelburg my gemeente inkom, nou begin ek 'n gemeente in Middelburg, en dit is nie 'n gemeente en ek het die Here my soontoe gestuur, en ek gaan in gehoorsaamheid. Dit is nie eintlik vir ek geld nie, maar daar's nie 'n gemeente nie. En die kos is klaar, en ek sê vir my vroutjie, ek gaan maar daar in die dennebos bid. En terwyl ek weg is, sit die potte op die stoof, daar's nog gelukkig krag, en die potte vol water, en die deksel die knetter, en ek soos wat die water kook hoor, en ek het gaan bid. En die potte staan nog so in kook, toe kom daar dames met 'n Ford kar, en sy kattebak is gelaai met die groente, en die kar eintlik agteroor lê. Toe ek terugkom van die veld af, toe het my vrou al die groente geskil, en in die potte was wat God voorsien het. Sy het gemanifesteer, sy het die potte opgesit, en dit kook, sy glo, daar gaan kos inkom. En terwyl ek nog daar is daar 'n klop aan die voordeur. En gaan maak oop,
is dit 'n ouerige oomie. Hy was 'n afgetrede dominee. En hy vra, is dit waar pastoor Bekes woon? En sê die ja. Hy sê wel, hy weet nou nie, ek hoop nie, ek neem aanstoot nie, maar hy het nou 'n opdrag van die Here, hy moet vir my 'n bietjie vleis bring. En ons het niks vleis in die huis nie. En hy laai daai dag 'n agterkwart van 'n bees af. Want ons kon dit amper nie glo hoe dit God voorsien nie. Maar omdat ek gehoorsaam was en Middelburg toe gegaan het, sonder gemeente, niemand my beroep nie, ek het gegaan omdat die Here gesê het, gaan Middelburg toe, het die Here in elke behoefte voorsien. Om gehoorsaam te wees, is bykans die beste en amper die enigste manier om van God iets te vra wanneer dit kom by behoeftes. Die wêreldsituasie sê, as jy wil geld hê op jou ou dag, gee dit vir die spaarrekening, belê dit iewerster. God se woord sê, as jy wil geld hê, gee dit weg. Saai. As jy saai, kan jy maai. As jy saai, as jy werke van geloof, dis hoe 'n mens van God vra. So as jy nou na my luister en sê, joh, ek het 'n finansiële probleem, kan ek vir jou antwoord gee. Vat dit wat jy het en gaan saai dit by iemand wat dit dalk nie eens nodig het nie. My R50 het geen verskil in my swaarste finansies gemaak nie, maar het 'n verskil in my finansies gemaak. Toe dit wat ek het weggee, toe gee die Here vir my meer. En dis die boodskap wat ek vandag by u wil tuisbring, geliefdes. Vra deur die werke. Laat jou gebed vurig wees, gevul met die Heilige Gees, vol van die krag van God, vol blydskap, vol aanbidding, vol lofprysing en al die dinge wat u geleer het, en u gaan sien hoe dat die Here jou gebede gaan begin antwoord. Dat jy nie nodig het om jou knieë deur te bid vir jou kinders nie, maar God antwoord gebede tot eer van sy grootheid, want hy is 'n groot en 'n wonderbare God. En daarmee sluit ek af vandag en roep die vrede van die Here oor u uit, blydskap en vreugde tot eer van die groot God van al die eeue. Baie dankie.